Ons gaan nou saam bid voordat ons uit die Here se woord lees. Ons kom vanmôre by die slot van ons hele lang reeks uit Openbaring. Ons het hoofstuk 20 sal hier begin. Jy sal weet ons het aan die einde begin. So, dis Tafelberg styl, die van julle wat besoek. So, ons het by die einde begin, maar nou kom ons uiteindelik vandag by 17 tot 19. Net een boodskap oor hierdie 3 hoofstukke, en dan volgende week, en dan môre aand begin ons met Jakobusbrief. So, Jakobusbrief gaan ons, as die Here wil, behandel hierdie week, eerste 2-3 hoofstukke, en dan die res van Jakobusbrief, as die Here wil, volgende jaar by Pinkster. Jy sal onthou, ons het in die verlede Handelinge so oor 6 jaar deurgewerk by Pinkster. So ons gaan nou Jakobusbrief oor 2 Pinksters deurwerk. Dit is oor alles staan soos God wil. So, voor ons dan lees, kom ons verootmoedig ons voor die Here se gesig en bid saam. Vader, U wat op die troon sit en die aarde as U voetbank beskou, ons buig in die naam van ons Here Jesus in diepe eerbied voor U groot majesteit en heiligheid. Ons nader U in die naam van ons Here Jesus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Hy wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Here, ons is baie klein, maar U woord is baie groot. Ons harte is dikwels verdeeld, maar U woord is suiwer en vlamskerp. Laat die Gees nou deur die woord werk, en so ook vir hierdie hele week wat voor ons lê van dienste. Here, ons smag, soos wat ons nou gaan lees, na die dag wanneer die bruilof van die lam aanbreek. Wanneer die bruid die kerk gereed gemaak is, bekleed met fyn linne, skitterend en rein en wit. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Laat ons vandag onder die prediking van U woord, Vader, nie maar net sit en luister en hoor nie, maar ook dat ons mag reageer ook met geloof, bekering, aanbidding, heilige hoop, en dat ons ook mag vashou aan Hom wat kom op die wit perd, wat genoem word, getrou en waaragtig. En sy naam is die woord van God. Amen. Ons lees dan by hoofstuk 17. Ek gaan nou maar weer maak soos in die vorige Sondag, vir u sê waar ons lees, dan spring die oog maar net so intoe. Want ons kan uiteraard nie al 3 hoofstukke alles lees nie. Ons het 'n groot deel hiervan wel donderdag aand behandel, so daar's baie wat ek kan uitlaat. Kom ons begin by, dit gaan natuurlik oor Babylon, die ontuchtige vrou. Ons lees by vers 1 net, by hoofstuk 17, en dan lees ons tot so 'n klompie verse, en dan sal ek verder sê. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het gekom en met my gepraat. Kom het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word oor die berugte sedelose vrou
wat by baie waters bly en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Ek is toe deur die Heilige Gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toegeneem. En daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met godslasterlike name en met 7 koppe en 10 horings. Die vrou was uitgedos in pers en helder rooi klere en opgetooi met goud, edelstene en parels. En in haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar onsedelikheid. Op haar voorkop was haar naam geskryf, en dit het 'n verborgde betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op die aarde. En ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelowiges, van die bloed van die mense wat vir Jesus getuig het. En dan kom die betekenis van die dier. Dis natuurlik die dier wat ons in Openbaring 13 reeds ontmoet het, die dier wat uit die see kom. Hy sê by vers 8, die dier wat jy gesien het, was eers en is nie nou nie. Hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom, want onthou wat ons gesê het, die antichrist, die dier uit die bodemlose put, is die uitloper van hierdie dier. Met ander woorde, die dier uit die see, dis alle burgerlike regerings, is deur die geskiedenis, maar hy loop op en in die kort tydjie van die Satan, die slag by Armageddon, dan mond hierdie dier uit in 'n ander dier, en die ander dier is 'n mens, die antichrist. Dis die dier uit die bodemlose put. Dis hoekom ek vir die reg aan die begin gesê het, onthou, daar is 3 diere, nie 2 soos wat 'n mens dikwels dink nie. Daar is 3. So, dit is baie belangrik om dit raak te sien. Ek gaan dit nou weer noem. Hy sê in die middel van vers 8, die bewoners van die aarde, wie se name nie van die skepping van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf staan. Jy sien, kinders van die Here se name staan in die boek van die lewe van voor die skepping. Dis verkeerd om te sê dat Piet kom tot bekering daardie dag en dan skryf God sy naam in die boek. Die werklikheid is, God red vir Piet omdat sy naam in die boek is. Jy sien, die orde is net mooi andersom as wat 'n mens op 'n natuurlike kop dink. Daar staan dit, helder en duidelik. Sal verwonderd wees as hulle hierdie dier sien, want eers was hy, nou is hy nie, en tog sal hy wees. Vers 14. Hier is die kern van die hele Openbaring boek. Dis die opsomming van die hele Openbaring, vers 14. Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam sal, en saam met hom die wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat hy die Here van die heersers en die koning van die konings is. Dan kom hy by die ondergang van hierdie sedelose vrou, die einde van hoofstuk 17, dan lees ons by 18, vers 1, hierna het ek 'n ander engel uit die hemel sien afkom, hy het groot gesag gehad, en die aarde is deur sy heerlikheid verlig. En hy het met 'n sterk stem geroep, geval, geval, het die groote Babylon. Vers 4, toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry, en die pla wat oor haar kom, julle nie ook tref nie. Belangrik. Vers 10, hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word en sal sê, hoe vreeslik, die groot stad Babylon, die sterk stad, in een oomblik het die oordeel oor jou gekom. En dan sien ons van vers 11 af hoe daar oor Babylon getreur word, eers die sakemanne, en dan by vers 17 die seelui, en dan lees ons by vers 20, verheug jou daaroor hemel, en julle gelowiges, apostels en profete, God het die oordeel waarmee sy julle getref het, waarmee Babylon julle getref het, oor haar voltrek. Vers 24, Babylon is skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges, almal wat op die aarde doodgemaak is. Hoofstuk 19 vers 1.
Hierna het ek iets gehoor soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat roep: Prys die Here. Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordeele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou, wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep: Prys die Here. Haar rook styg op tot in al die ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit en gesê: Amen, prys die Here. En dan kom ons, waarna ons ook donderdag aand verwys het, die bruilofsfees van die Lam. Daaraan moet ons 'n volledige boodskap wy. Ek weet nie wanneer nie. Iemand moet maar vir my herinner, maar ons moet 'n volledige boodskap wy net aan die bruilof van die Lam. Ons moet dit doen. Ons kan nie vanmôre daaraan aandag gee nie, daar is doodgewoon nie genoeg tyd nie, maar dit is werd 'n volle preek. En dan eindig hierdie rolprent of video, hoofstuk 17 tot 19, eindig weer soos wat ons verwag hy gaan eindig, en dit is met 'n beskrywing van die wederkoms. Jy sal onthou, elkeen van die 7 siklusse eindig met die wederkoms, en hier is dit weer. Dan vers 11, dus: Toe het ek gesien die hemel is oop. Hierna het ons ook donderdag aand verwys, hierdie hele gedeelte, maar ek kan nie anders nie, ek moet vanmôre maar weer ook praat oor die ruiter op die wit perd, net 3 sinne. Ons het dit eintlik nogal donderdag redelik behandel, maar hier kom natuurlik ook weer ter sprake die wat ons ook omtrent by elke video gesien het, is die slag van Armageddon, die kort tydjie van Satan, is ook weer hier. So dis 'n belangrike klompie verse hierdie, verse 11 tot aan die einde van 19. Toe het ek gesien die hemel is oop, en daar was 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue en die betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam. Dis presies soos Johannes hom aan die begin in hoofstuk 1 gesien het, né? En op sy kop was daar baie heerserskrone. Onthou, die draak en die diere het net krone in getal. Soveel, maar nie Jesus nie. Hy het baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangetree wat met bloed deurweek was, en sy naam is die woord van God. Terug na Johannes 1:1, hè? Die woord het vlees geword, ensovoorts. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Dis al die kinders van die Here wat van Adam af, wat gered was, wat nie dood is nie, maar wat wanneer Jesus kom, saam met hom gaan verskyn op wit perde, is natuurlik simbolies. Hulle het fyn helder wit klere aangetree. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskyp trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. Op sy klere, op sy heupe was daar 'n naam geskryf: die Koning van die konings en die Here van die heersers. Toe het ek 'n engel by die son sien staan. Hy het met 'n harde stem uitgeroep vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg, en gesê: Kom bymekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges, die vleis van die perde en hulle ruiters, ja, die vleis van allerlei mense, vrye slawe, klein en groot. Toe het ek gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers bymekaar kom. Jy sien, hier is Armageddon weer, om oorlog te maak teen die ruiter op die wit perd. Kan jy sien wanneer is Armageddon? Dis 'n minuut voor die wederkoms. Ek sê nou 'n minuut, maar ek bedoel, dit is op die wederkoms beëindig hierdie stryd. En so word die moederbelofte vervul. Die dier, kyk nou hoe maklik is dit, né? Die dier is toe gevange geneem, net so. Net dit, klaar. En saam met hom ook die vals profeet. Dis die ander dier, die dier uit die aarde, wat ons in Openbaring 13 gesien het, alle anti-christelike godsdienste.
En die vals profeet, wat uiteindelik gaan uitmond in die laaste oomblikke, saam met die antichrist, wat die wondertekens vir die dier gedoen, en daarmee die mense mislei het, wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Dit is alle onbekeerdes. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi, wat swavel brand. Die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. En dan sal jy sien by hoofstuk 20 begin hy weer by die begin, né? Met ander woorde weer dis die 7de video. Hy begin weer by die begin, Jesus se eerste koms, die binding van Satan en alles wat ons destyds bestudeer het daar. Goed, so jy kan sien in hierdie 3 hoofstukke word beskryf die val van Babylon. Ons het nou wel die tema van ons boodskap is net die val van Babylon, maar dit moet eintlik streng gesproke ook wees die val van die 2 diere. So dit wys vir ons hoe hulle almal tot hulle einde gaan kom. Ons lees net tot daar hierdie uitgebreide skriflesing. Mag die Here sy woord vanmôre vir ons seën en vir ons helderheid gee in wat ons lees en hoor. Ons het gesien in hierdie lang reeks hoe dat die hele geskiedenis eintlik om Christus en sy kerk sentreer en draai. Wat natuurlik nie vandag so helder sigbaar is nie. Vandag as jy kyk rondom jou kyk, dan lyk die teendeel waar, maar aan die einde gaan dit baie sigbaar word. Dat alles eintlik gegaan het oor Christus en sy kerk. En soos wat ons donderdag aand gesê het, dit beteken 'n verwys na geen denominasie nie. Dis nie kerk soos ons mense oor die goed dink nie. Dit is die ware verloste skare van Christus. Hoofstuk 17 tot 19 vorm die 6de van 7 siklusse, of wat ons natuurlik nou maar noem video's in hierdie reeks, rolprente. Die hele Openbaring bestaan uit 7 van hierdie siklusse, wat 7 verskillende temas uitbeeld, van die onsigbare stryd tussen die draak en sy helpers, en Christus en sy kerk. En natuurlik watter sigbare uitwerking dit op die aarde het, en veral watter uitwerking dit op Christus gelowiges het, en wat dan ook uit die finale uiteinde gaan wees. Dis waaroor elkeen van hierdie video's gaan. Elke video het natuurlik net sy eie aksent en sy eie hoek waarna hy kyk. Maar almal gaan oor presies dieselfde ding. Vandat Jesus vir die eerste keer na die aarde gekom het, tot by sy wederkoms, is nou al meer as 2000 jaar, waaroor gaan dit nou eintlik? En hoe gaan dit eindig? In hierdie spesifieke video, die 6de video, 17 tot 19, word gefokus op 'n simboliese figuur genaamd Babylon. Babylon, die ontuchtige vrou of prostituut. En dan veral ook sal jy nou gesien het die val van Babylon. En dan eindig die video weer by hoofstuk 19 met 'n pragtige beskrywing van die wederkoms van Christus. Die draak wat die Satan is, die dier uit die see, burgerlike regering, die dier uit die bodemlose put, die antichrist aan die einde, die dier uit die aarde, antichristelijke godsdienst, die mensdom wat die merk van die dier het, alle onbekeerdes, en Babylon, die antichristelijke samelewing, hulle gaan almal tot 'n val kom by die Here Jesus se wederkoms. Alhoewel hulle val in Openbaring stuksgewys beskrywe word oor 'n paar video's heen, verwys dit eintlik na een gebeurtenis. Die draak, die val van die draak en sy 5 helpers. Hulle gaan op een moment val.
Die draak voer oorlog teen Christus en sy kerk en hy gebruik in hierdie stryd 5 handlangers, 5 helpers. En wanneer ons verstaan hoe die draak en sy helpers stryd voer teen Christus en sy kerk, die oomblik as daai ding vir jou oopgaan, dan breek dit met eens vir jou die hele gang van die wêreldgeskiedenis oop. Dan verstaan jy ewe skielik alles. Dan verstaan jy met eens wat is die ware filosofie van die geskiedenis. En dan weet jy met eens presies waarop alles uiteindelik gaan uitloop. Dis hoekom dit die boek se naam Openbaring is. Want hy maak bekend, ek dink ons het donderdag aand of verlede Sondag, ek kan nie onthou nie gesê, die boek Openbaring, die Griekse woord apokalypto, beteken letterlik om 'n gordyn weg te trek. So in Openbaring boek word die gordyn vir ons weggetrek, sodat ons al hierdie goed nou kan verstaan. Wat gaan die finale uiteinde van hierdie huidige bedeling wees? Ewe skielik is dit vir 'n Christusgelowige wat dit lees, 'n oop boek, en dit bied enorme sekerheid en standvastigheid en hoop. En daarom het ons donderdag aand gesê, Openbaring boek is 'n troosboek. Maar vir die onbekeerde en vir die onkundige boesem dit vrees in. Boesem dit onsekerheid in. En met reg so. Dit moet vrees inboesem. Maar nie vir die kind van die Here nie. Agter die skerms waar ons nie kan sien nie en wat die televisie nie vir jou wys nie en wat jy nie aanlyn kan lees nie, gaan alles al die tyd oor die draak en sy helpers in hulle stryd teen Christus en die kerk. Dit gaan met ander woorde oor die moederbelofte, dit gaan oor die slang teenoor die saad van die vrou. Genesis 3:15. En onthou, dit was God wat daardie stryd ingestel het. Nie die draak en die slang nie. God het daai stryd ingestel. Reg aan die begin in die moederbelofte. En dit speel uit in die geskiedenis. Die vyand is dus al die tyd besig om onwetende die lewende God se raadsplan uit te voer. Hy weet dit nie, hy besef dit nie, hy's onwetende, maar hy's besig om dit uit te voer. Die draak en sy helpers dink, hierdie helpers van hierdie draak dink dat hulle die draak help om Christus te beveg. Intussen tyd is hulle besig om God se raadsplan uit te voer. Intussen is die Here magtiglik in soewereine beheer. Alles wat hy vooruit in die skrif laat skrywe het, laat hy gebeur sonder dat enige iemand of enige iets hom kan keer om dit te doen. Hierdie ons het nie gelees nie, maar hierdie vers 17 hier van hoofstuk 17 sê so pragtig. Hoe kan ek dit nou uitgelaat het? Hy sê daar, die Here het sy gedagte in die draak in die helpers gelê om uit te voer. God het sy gedagte in die draak en sy helpers gelê. Die heerskappy van die dier, sê vers 17 ook, vind plaas net totdat, daar's 'n totdat gestel. Daar's 'n lyn wat God getrek het, totdat die Here se woord volbring is. Is dit nie verbuisterend nie? God se almag beteken dat hy selfs die bose gebruik in sy raadsplan. Nooit het die bose enige sê, nooit het die bose enige aksieplan van sy eie nie, al lyk dit so. Al die pad is hy aan 'n leiband en het selfs 'n beperkte, soos 'n hond aan 'n ketting, aan 'n paal vas. Hy het net 'n beperkte reikwyte waarbinne hy kan of mag beweeg. En dan soos wat ek net nou gesê het, in hoofstuk 17 vers 14 vind ons dan nou eintlik, is 'n verskriklike belangrike vers, want in 17:14 vind ons dan eintlik 'n opsomming van die hele, as jy wil weet waaroor Openbaring gaan, waaroor die hele Bybel gaan, waaroor die hele geskiedenis gaan, 17:14 sê dit. Merk hom duidelik en helder in jou Bybel. Jy moet dit eintlik baie lees, dikwels lees, baie keer lees.
Hy gee 'n samevatting vir ons daar van die hele verborgde filosofie van die geskiedenis. Wat is agter in die skerms aan die gang? Wat gaan die uiteinde wees? En dit klink so, vers 14 klink so, daar staan, die draak en sy helpers, daar's 5. Die draak en sy helpers sal teen Christus oorlog voer, maar die lam en saam met hom, diegene wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin. Geen twyfel nie, omdat hy die Here van die Here en die koning van die konings is. Dis nie net 'n samevatting van Openbaring nie, maar van alles, van die hele evangelie. En kyk weer, soos ek net nou gesê het, hoe word die kinders van die Here, die ware kerk van Christus, kyk hoe word hulle beskryf in hierdie vers 14. Hy sê 3 goed, hy sê hulle is uitverkies, hulle is geroep en hulle is getrou. Is dit nie skitterend nie? Dit is so lieflik, dit is so pragtig. Die kind van die Here se bekering is te danke aan God se genadige verkiesing, aan sy inisiatief. Dit skaneer aan hom. Daarom roep hy jou, kyk hy sê, uitverkies, geroep en getrou. Daarom roep hy jou onweerstaanbaar, en omdat hy jou onweerstaanbaar roep, kom jy na Jesus, en dit dra onvermydelike vrug in jou lewe. Jy lewe getrou aan Christus. En gehoorsaam. God se genade, kan jy sien, maak iets los by die gelowige. Die gelowige gaan tot dade oor. As jy nie tot dade oor gaan nie, dan staan jy buite die genade. Dit sal Jakobus vir ons sê. Jy weet, Jakobus draai daai lens om, dan kyk hy terug, dan sê hy, maar as daar nie dade is nie, dan kan daar nie geloof wees nie. Maar hierdie vers draai om ander kant toe om. As daar geloof en genade is, dan gaan daar dade wees. Maar dis dieselfde munt. Die 6de video wat oor Babylon handel, word ook vir ons in een teksvers opgesom. Maar dit is buite Openbaring. Ek wonder wie weet wat daai teks is. Ons kan nou nie gesprek voer nie, ons het hoegenaamd die tyd nie. Ek kan nie nog 'n minuut aan gesprek spandeer nie. Maar ek wonder wie. Ek wonder, die van julle wat gedink het, wie is die Babylon? Wat is dit? Daar's 'n beskrywing daarvan in die Bybel, maar hy staan buitekant Openbaring. En laat ek nie verder vra nie, dit staan in 1 Johannes. 1 Johannes hoofstuk 2 en by vers 16 dan staan daar, luister baie mooi, Johannes sê, luister, as jy dit gehoor het, dan kan jy maar gaan koffie drink, want dis is waaroor Openbaring 17 tot 19 gaan, maar dit staan in 1 Johannes, nota bene, 1 Johannes 2:16 sê, die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld, en die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig leef. Wie presies is hierdie oorspelige Babylon? Wat tegelykertyd 'n vrou en 'n stad is. Duidelik simbolies. Hoe kan iemand of iets tegelyk 'n vrou en 'n stad wees? Wel, is nie om dowe neete dat sy 'n prostituut genoem word nie, want Babylon is simbolies van die gees van weglokking, wat die tipiese wêreldse klimaat van die totale anti-christelike menslike samelewing beskryf. Babylon is die anti-christelike menslike samelewing. Waar ook al onbekeerde mense 'n samelewing vorm, daar is 'n manifestasie van Babylon. Ekonomies, kultureel, sosiaal, noem dit op. En teenoor die vrou van Openbaring 12, wat die ware kerk van die Here Jesus is. Onthou jy in Openbaring 12 het ons verlede Sondag, was dit nou, watter Sondag was dit? 2 weke gelede het ons in Openbaring 12 ook 'n vrou ontmoet, en ek het vir julle gesê, dis nie Maria nie, maar dis die ware kerk van Jesus. Teenoor daai vrou
staan 'n ander vrou, naamlik 'n ontuchtige. Die Satan se nabootsing van die kerk van Jesus. Die Satan se teevoeter vir die kerk van Jesus is Babylon. En tog is Babylon ook 'n stad. Jy sien die simboliek? Net soos wat die ware kerk van die Here Jesus in Openbaring 21 ook 'n stad genoem word. In Openbaring 12 word sy 'n vrou genoem, in Openbaring 21 'n stad genoem, die Nuwe Jerusalem. Dit gaan met ander woorde oor 'n vroustad wat teenoor 'n ander vroustad staan. Die kerk vroustad word die Nuwe Jerusalem genoem en die ontuchtige vroustad word Babylon genoem. En die twee stede en vroue staan teenoor mekaar in die geskiedenis. Waarom word dit so genoem? Wel, die wortel is natuurlik soos altyd in die Ou Testament te vind. Waar hierdie twee stede deurganse simboliese opposisiepartye is, reg deur die Ou Testament, ek hoef dit nie te sê nie, almal weet dit tog. In die Ou Testament is Babylon altyd 'n simbool van 'n samelewing wat in opstand teen God is. Dink maar aan Genesis 11, die toring van Babel en al daai dinge. Babylon is die stad van okkulte, van towery, van heidendom, van humanistiese ideaal, van die mens wat God wil vervang. Dis Babylon. Babylon is die plek ook waar die Here se volk in ballingskap was. In kort, Babylon vergestel die anti-christelike samelewing in alles wat die kinders van die Here weglok van die ware God en die absolute waarheid af. Soos Johannes het noem, die wêreldsisteem wat in beginsel anti-Christus is. Dit vergestel die opeenhoping van die weelde, die bekoring, die vermaak, die welis, die verleiding van die wêreld, die begeerlikheid van die vlees en die oë en die grootsheid van die lewe. Die filosofie, die waardes, die patrone, die denke, die leefstyle, die sisteme van die wêreld wat alles los staan en teen die Here staan. 'n wêreldsisteem wat letterlik oral indring, al die nasies, altyd, oral indring. Dis hoekom hier gepraat word van hierdie vrou sit op die waters is die nasies. Babylon versimboliseer alle geestelike prostitusie. Prostitusie, waarom? Want dit saai ontrou aan die Here. Dit kan ook goeie dinge wees, maar waarop mense hulle vertroue en hulle liefde plaas in die plek van die Here. Dit deursuur alle strata van die samelewing en byna elke 3de millimeter op jou selfoon, jou rekenaar en jou tablet. Die probleem is dat die kinders van die Here sê Openbaring is vir ons te moeilik, ons lees liewer Johannes. Die probleem is die vervloekte onkunde, want dit is vervloek. Die probleem is dat mense se oë nie hiervoor oop is nie, vriende. Verblinding en misleiding is aan die orde van die dag. Wat 'n oortreding is van die 9de gebod, valse getuienis. En dit gaan geweldig toeneem met hierdie deepfake video's en alles wat deur kunsmatige intelligensie opgelewer word. Want wat is deepfake? Deepfake beteken, jy maak daai ding na, hulle kan 'n deepfake video van my maak, soos dit, binne 4 minute, en oral in die wêreld versprei. Waar ek op die kant sal staan in die regte ek is, so lyk dit, en met my eie stem praat, en presies gekloon is, maar goed sê wat nie hoort nie. Hulle kan dit doen. Hulle kan dit met enige een doen. Maar dit is wat? Dis vals. Met ander woorde, dis 'n verbreeking van die 9de gebod. Dis vals getuienis, vriende. Vals getuienis is aan die orde van die dag. Persoonlik oordeel ek dat die media grootliks deur Babylon beheer word en dit oorspoel ons mense se innerlike met 'n Babyloniese gees. Wat die groot rede is waarom talle belydende Christene nie geestelike deurbrake beleef nie. Wie van julle wat in die kerk is en ek wat op die kansel is en Daniel wat daar sit, wie van ons kan sê dat ons regtig aan die brand is vir Jesus Christus?
regtig aan die brand is, 24/7, selfs op 'n maandagoggend. Wie kan dit sê? Waarom kan u dit nie sê nie? Indien u dit nie kan sê nie. Waarom? Dis omdat iemand anders en iets anders die plek daarvan ingeneem het in die hart. En dit, vriende, is die verbreeking van die eerste gebod. Dis afgoderry. Ons moet ons bekeer, liewe mense. En u weet, so goed soos wat ek weet, dat na 20 jaar op hierdie kansel, weet u dat ek saam met u staan. Ek staan nie hier op 'n groot verhoog en vir u praat goed wat ek het en wat u nie het nie. U weet dat ek saam met u staan. En u weet dat my hart by u is. Maar ek sê vir u, ons moet ons bekeer van hierdie goed. Ons moet, soos Jesus gesê het, hy het gesê, wees liever koud, maar nie lauwarm nie. Wees dan liewer soos 'n vriesblok, 'n ysblok. John MacArthur het gesê, die moeilikste mens om gered te word is 'n kerkmens. Dis die waarheid. Die wat groot geword het in 'n Christelike huis, in die kerk, is 'n wonderlike voorreg, maar die grootste gevaar. Want jy kan so maklik dink, jy het dit. Professor Nico Smit het in die kweekskool destyds op Stellenbosch gesê, menere, ek wil vir julle sê vandag, nie almal van julle wat hier sit is werklik geroep om predikante te word nie. En baie was woedend kwaad. Die vrou ry verder op die rug van die dier van Openbaring 13. Die dier uit die see. Met die 7 koppe en die 10 horings. As jy 'n perd sien ry met 'n ruiter op, wie beheer vir wie? Die ruiter beheer die perd, reg? As Babylon op die dier van hierdie rugs van hierdie dier ry, dan beteken dit Babylon beheer hierdie dier. En as Babylon die anti-christelike samelewing is en die dier is anti-christelike regering en owerheid, dan beteken dit Babylon beheer die regering en die owerheid. Daar's 'n noue verbondenheid tussen hierdie slegte vrou en die dier. Die dier is 'n voorstelling van die gees van die anti-kris wat deur die eeue heen manifesteer in burgerlike regerings. Alle burgerlike regerings, soos ons gesien het, wat teenoor Christus staan. Op die rug van hierdie dier ry hierdie ontugtige vrou en die twee loop saam. Die twee loop altyd saam. Die anti-christelike samelewing beheer anti-christelike owerhede en regerings en hou hulle in mag, hou hulle in posisie. Deur die geskiedenis heen verander die forme waarin die dier verskyn, maar die dier se wese bly altyd dieselfde. Dieselfde geld ook van Babylon. Hulle het 'n verlede, hulle het 'n hede, hulle het 'n toekoms. Daarom staan daar dat die dier was en is nie en kom. Vers 8. Hulle duik dwars deur die geskiedenis, duik hulle op in verskillende forme. In die Ou Testamentiese tydvak was die dier, anti-christelike regering, was die dier in die sin van dat die draak en die dier 'n groot mate van 'n vrye hand gehad het in die Ou Testamentiese tyd vir 4000 jaar lank om die nasies teen die koninkryk van God te mobiliseer. Daarom was God se kerk in die Ou Testamentiese tyd so klein, so beperk. Op 'n stadium net 'n handjievol mense wat in die ark gegaan het. Later 'n klein volkie op 'n beperkte stukkie aarde in die Midde-Ooste. En die res van die wêreld buite die klein Israel was onder die duisternis van Satan se heerskappy vir meer as 4000 jaar. Jy sien, die dier was.
Maar alles het dramaties verander met Christus se opstanding en sy hemelvaart, want toe word die Satan gebind, sê Openbaring 20, sodat hy die nasies nie meer kan mobiliseer soos voorheen nie. En die kerk van die Here Jesus nou met krag reg oor die aarde kan uitbrei na al die nasies toe. In hierdie tyd kan die anti-kris nie verskyn nie. En die kinders van die Here kom tot redding. Dis wat dit beteken as hy sê dat die dier nie is nie. Hy is, maar hy is nie soos hy was nie. Want hy's nou lam gelê deur wat ons in Openbaring 20 lees, sodat die kerk oor al die nasies kan uitbrei. Kyk die verskil tussen die Ou Testamentiese tydvak en die Nuwe Testamentiese tydvak, dan sien jy daai heldere verskil. Maar wanneer almal gered is wat gered moet word, sal Satan vir 'n kort tydjie ontbind word, sê Openbaring 20, om weer die nasies in volle krag teen die kerk te mobiliseer. En onmiddellik sal die anti-kris, die dier uit die bodemlose put, sal hy geopenbaar word. Die anti-kris word geopenbaar dus aan die einde van die tydvak, in die kort tydjie van Satan, sogenaamd die Armageddon tyd, Openbaring 20 vers 7, en ook in hierdie video lees ons weer daarvan. Dit is wat bedoel word as hy sê dat die dier sal kom. Sien nie? Is asof Satan ook 'n wederkoms sal hê. Want alles word nageboots. Die dier gaan herleef. Hy gaan 'n nuwe inspuiting van mag hê om die volk van God te vervolg. En ons het gesien in 'n vorige boodskap het ons gesien dat in die kort tydjie van Satan gaan dit so te sê wees asof die kerk van die aardbol af verdwyn het. Jesus se wederkoms gaan dit beëindig, dit weet ons. Die dier was, met ander woorde, jy moet dit nie verkeerd hoor vanmôre nie. Die dier was van Adam af tot in hierdie dag en by die wederkoms was die dier daar. Maar dit is asof hy was, nie is nie en weer kom. Dit is oor die hele tydvak van menslike geskiedenis hoe dit uitspeel. Is dit nie wonderlik nie? Wie van julle het al gewonder waarom in die Ou Testamentiese tydvak was God se koninkryk so klein? So beperk, net 'n klein stukkie aarde daar in die Midde-Ooste. Wie het dit al gewonder? Here, hoekom kon U nie toe? Jy weet, die Midianiete, Ammoniete, al daai Ferisiete, jy weet al daai ouens. Maar dis omdat die Satan toe nog nie gebind was nie, jy sien. En hy direkte toegang tot God gehad, dink aan Job. Maar met die hemelvaart van Jesus is hy uitgegooi uit die hemel. Is hy net op die aarde, het ons gesien. En is Satan gebind in die sin, hy's gebind in die sin van dat hy die nasies nou nie meer kan mobiliseer, sodat die kinders van die Here nie gered kan word uit al die nasies nie. Daarom het ons vandag 'n internasionale kerk oor die hele aardbol. Maar dis nie hoe die geskiedenis gaan eindig nie. En dat die forme waarin die dier verskyn deur die geskiedenis verander, sien 'n mens ook in die 7 koppe. Want dit sê hy, dui op 7 berge, maar ook 7 konings. Met ander woorde, dit is duidelik simbolies. Verskillende verskyningsforme, met ander woorde. Nou ja, die 7 berge, ons hoef nie daaroor nou te redeneer nie. Die 7 berge dui heel waarskynlik op die tyd waarin Johannes self gelewe het, toe hy hier geskryf het, toe Rome die setel van die anti-christelike ryk was. Rome is immers op 7 heuwels gebou. Die Romeinse ryk was die gestalte van die dier. Soos Johannes het gesien het in daai tyd, dit is goed en wel, reg so. Dit was die setel van die anti-christelike regering, dit is waar. Tyd van Johannes, ja. Maar die 7 koppe dui op politieke heerskappye reg deur die geskiedenis. Dit sê Daniël 2 en 7 vir ons. Anti-christelike regerings wat die hele wêreldgeskiedenis beheers. En baie name het, baie forme het, hoewel dit in Johannes se tyd Rome was.
Dit help nie vir ons om te spekuleer, vriende, oor wie en wat die 7 konings en die 10 horings is nie. Dit help nie om daaroor te spekuleer nie. Die ding wat ons duidelik moet sien, is dat die Bybel nie vir ons presies sê wie en wat hulle is nie. Om daaroor te spekuleer is na my mening 'n mors van tyd. Maar daar is iets wat ons wel weet met sekerheid wat dit is. Hoor hier. Dit is die boodskap wat dit kommunikeer vir ons, weet ons presies wat dit is. Prys die Here. Ek gaan nie my kop sit te breek oor hierdie 7 konings en hierdie 10. Nee, dis vir God kan maar dit weet. Ek vat in my kop in wat die boodskap is. Die gees, die waardesisteme en die verleiding van die samelewing Babylon is kop in een mis met regerings en maghebbers en owerhede en politieke sisteme, die dier uit die see. En daardie dier is weer kop in een mis met die dier uit die aarde, vals godsdienste. En so skakel alles in een en staan eenvormig teen Christus, teen die skrif, teen die ware kerk. En hulle kan nooit jou vriende wees nie. Nooit nie. Jy sien die prentjie so duidelik in Openbaring, is dit nie? Die draak maak gebruik van anti-Christelike regerings, anti-Christelike godsdienste, die wêreldse samelewing, alle onbekeerdes om oorlog te maak teen Christus. Maar al 4 hierdie sataniese handlangers is bestem vir die ondergang en verderf. Almal van hulle. En die mens wat deel in hulle het, sal saam met hulle ondergaan. Dis soos om partytjie te hou op 'n sinkende skip. Jy gaan saam met hom af. Dis dwaas. Daarom hoor ons die dringende oproep uit die Here se mond in hoofstuk 18 vers 4 as hy sê, gaan uit daar uit my volk. Sodat die pla wat ek oor hulle gaan gee, nie op julle kom nie. Uitgaan, gaan uit met die daad, soos wat ons gemeente ons daadwerklik losgemaak het van 'n kerkstelsel wat onbybels geword het. Uitgaan met die daad, maar ook uitgaan in die hart en die lewenswandel deur heilig en gehoorsaam te lewe te midde van hierdie Babyloniese milieu waar binne ons noodgedwongen is. Anders moet jy op die maan gaan woon. Maar jy is in jou hart in jou lewenswandel nie deel nie. Selfs al word jy beproef en word jy verlei en word jy bespot en word jy vervolg, bly jou roeping as Christen altyd wees heilig. Getuig vir Christus, volhard daarmee tot die einde toe. Want Christus is met jou. Die lam het oorwin, saam met hom sal ons ook oorwin, sê die vers. Jy sien, die lewende Here gaan vir Babylon in een oomblik uitwis. Vir ewig en altyd. Sy gaan nooit weer verskyn nie, vriende. Ek wil nie 'n deel hê aan iemand of iets wat uitgewis gaan word nie. Ek wil deel hê in dit wat bly vir altyd. Dis waar ek wil deel hê. En die feit dat die Here vir Babylon gaan uitwis in een moment, dis waaroor almal so verbuisterd is daar in hoofstuk 18. Want dis niemand het ooit gedink dat so iets kan gebeur nie, nee. As jy kyk daarna hoofstuk 18 vers 9 tot 20, dan sien jy daai drievoudige klaaglied oor Babylon se val, die konings, die handelaars en die seevaders, en dan volg die vreugdelied van die hemele, alles vreugde, vreugde, vreugde. Jy sien eerstens die konings, die mense met die invloed, want hulle toegegee aan Babylon se versoekings en haar weelde geniet. Tweedens sien jy die handelaars, mense wat hulle harte gesit het op materiële dinge, weelde van besittings en geld. Nou ween hulle, want skielik het al hulle rykdom waardeloos geword oornag. Alles wat vir hulle vreugde was, wat vir hulle dierbaar was, is skielik net tot niet. Want die Bybel sê niks van die wêreld gaan regtig blywende waarde hê nie. 1 Korintiërs 7:31 sê die gedaante en die voorkoms van die wêreld gaan tot niet. Jy sien, die 3 basiese afgode van die anti-Christelike samelewing word hier vir ons geteken. Dit is wat? Mag,
geld, seksuele immoraliteit. Daar is die 3 afgode wat aanbid word, wat nagejaag word. Die Babyloniese gees sentreer in mag, materiële goed en seksuele uitwasse. Dis waaraan dit sentreer. Maar wanneer Babylon val, is dit waaraan die mens sy plesier, sy vermaak en sy hoop gevind het, met eens tot niet. En die vernietiging van Babylon gaan blitse gebeur. Binne 1 uur staan daar 3 keer, vers 10, 16 en 19. 1 uur, symbolies. Niemand sou het ooit kon dink nie. Dit vang die hele wêreld onkant. So blitsvinnig sal die koms van Jesus plaasvind. Soos Jesus self gesê het, soos 'n weerligstraal wat uitslaan. En die persoon wat die val van Babylon aankondig hier, is weer eens 'n engel. Hy word beskryf as groot van mag en sy heerlikheid het, hoor hier, die hele wêreld verlig. Dink daaraan, 1 engel lyk so. Hoe lyk God dan? As 1 engel so lyk, dat sy heerlikheid die hele planeet verlig. Hoe lyk God? Want 'n engel is 'n skepsel van God. Jy sien, 'n mens sien weer hier dat ons nie aan engele moet dink as hierdie veeverhaal figuurtjies nie. Hulle is magtige wesens, vriende. Net 1 engel verskyn en dis 'n sterk engel en hy tel 'n meelsteen op. Dis simbolies en hy gooi dit in die see sodat dit geheel en al verdwyn. Hy laat dit nie val nie, hy gooi dit doelbewus. Dis 'n beeld om te sê hoe radikaal en volledig Babylon se val gaan wees. Dis verby met Babylon. En so maklik. Vir ewig gaan die mag van menslike samelewing, die wêreld se verleiding en al hierdie goed vernietig wees. Gaan nooit weer gevind kan word nie. Die woord nooit meer nie staan nie minder nie as 6 keer in verse 21 tot 23. 6 keer. So dit beteken nooit nie. So die boodskap is so helder en duidelik, jy kan dit nie miskyk nie. Die boodskap is, vriende, die plesiermal, verwaande en selfgesentreerde wêreld met al sy verleidelike weelde en genietinge en sy anti-Christelike filosofie en krioelende menigtes wat die Here Jesus verlaat het en leef volgens die luste van die vlees, sal vir ewig vergaan. Dis nie die moeite werd om daarin te lewe nie eers vir 'n split sekonde nie. Die onbekeerde mens lewe dus eintlik in 'n ewige wanhoop, terwyl dit uiterlik lyk asof hy of sy baie gelukkig is. Dis die groot ironie van die mens se geskiedenis. Johannes hoor verskillende groepe die lof aan die Here bring omdat Babylon geval het. Ek wil nie daarop ingaan nie, maar dit is bitter wonderlik, moet ek sê. Dis daai groot menigte in die hemel. Ek weet nie hoe dit moet klink nie. Dis heel waarskynlik engele, ek weet nie. Maar hulle skryf alle eer aan die Here toe. Die drie enige God is vir hulle in die middelpunt. En hulle hulle kom met 'n dreun van lofprysing dat Babylon voorgoed verwoes is. Dit behoort baie vir ons te sê, nee. Ons wat so daagliks versoek word, verlei word. Klik net hier, lees net gou hier, net gou hierdie videoetjie. En ons wat ook self skuldig is aan die wêreldse gees van verleiding. Dink daaroor, vriende. Die hemel is bly omdat alle teenstand teen die waarheid van die Here altyd verbreek is. En Babylon gaan nooit weer opstaan nie om gelowiges te kwel nie, nooit nie. En dan laastens word die magtige, heerlike, glorieryke wederkoms van die Here Jesus beskryf. Hoofstuk 19, eers die bruilof van die lam. Ons het daaroor gepraat donderdag aand oor die saamwees, al daai dinge.
Johannes sien 'n ruiter op 'n wit perd. Ek het vir die donderdag aand gesê, ek kan dit kwaliek lees sonder om bewoed te word. Ek weet nie waarom nie, dit is altyd so. Hy sien 'n ruiter op 'n wit perd uit die hemel kom, sy oë is deurdringend soos 'n vuurvlam. Hy's verseker die oorwinnaar, want hy dra baie krone. En sy naam is die Logos, die woord van God. Ons Here Jesus in persoonlike gestalte. Want onthou jy wat het die twee engele vir die disippels gesê by die hemelvaart, toe Jesus opgelig is van die aardbol af? Onthou jy wat het daai twee engele wat toe daar staan vir hulle gesê? Waarom kyk julle so na die hemel, Galileese manne? Weet julle nie dat hierdie Jesus wat julle nou hier sien opgaan het, net so gaan terugkeer, soos wat julle hom sien gaan het nie? En hier vind ons dit in hoofstuk 19. Maar as jy mooi kyk, sal jy sien, die oordeel het nie betrekking op die ware kinders van die Here nie. Hulle vrees nie die wederkoms nie. Dit het betrekking op die nasies, die draak en sy helpers. Want die wyn van die grimmigheid van God staan hier, is vir hulle nou ingeskink. Hulle sal drink van daai wyn. En dan word daar gepraat laastens oor die oorlog. Ons gaan nie daaroor nou weer praat nie, want ons het dit nou genoeg gedoen. Maar hier is hy ook in hierdie video. Armageddon, kort tydjie van Satan. Dit gaan wees. Dis hoe die geskiedenis gaan eindig. Baie mense sê dat hierdie bedeling gaan eindig in 'n euforia van herlewing en alles, maar dit lyk vir my, as my Bybel vir my sê, dat die doodsnikke van hierdie bedeling, dis nie vandag nie, maar die doodsnikke van hierdie bedeling gaan beslis nie maanskyn en rose wees nie. Maar Jesus gaan dit beëindig. Dit is interessant, nee, hoe dit val my net weer op wat 'n sobere manier praat Openbaring oor hierdie oorlog, hierdie kort tydjie van Satan. Hy sê Jesus gaan persoonlik verskyn op die wit perd. Dis net 'n simbool en net deur sy verskyning hierdie vyand verslaan. Hy doen nie eers iets nie. Maar dis vir my die betekenis van die wederkoms, is dat die invloed van die vyand beëindig gaan word. En daaroor is die hemele bly. Almal wat moeg en siek en sat is vir die chaos van hierdie wêreld en die samelewing, gaan ontsettend bly wees en dankbaar wees. Mag dit ook u en my vreugde wees en vooruitsig wees, soos ons net nou gelees het hier uit die katekismus, ons vooruitsig en hoop wees. En indien u dalk vermoed dat Babylon se invloed op u uitgeoefen is, of u dalk in Babylon se wurggreep sit, hoor dan die blye nuus vanoggend. Babylon is nie so magtig soos wat dit voel en lyk nie. Net Jesus se verskyning maak Babylon tot niet. Dit is baie beter om in sy greep te lewe. Baie beter. Jy gaan alleen wees. Jy gaan eensaam wees. Toegewyde kinders van die Here is eensame figure. Jy gaan alleen pad loop. Sogenaamde vriende gaan net eenvoudig verdwyn. As jy onder sy greep ingekom het, gaan nie maklik wees nie. Maar leef net daar. Want die oorwinning en die hoop is in sig. Kan ons net kortliks saam bid en net die Here dank vir sy woord. Vader, ek glo dat daar vele mense vanmôre hier is wat uitroep in die hart, uitroep en sê, Here, ek wil vir U aan die brand wees.
Ek is nie gelukkig om lauwarm te wees nie. Ek is nie gelukkig nie. Ek gee voor dat ek gelukkig is. Maar eintlik is die dinge van die wêreld bevredig dit nie my siel nie. O Here, U het ons oë oopgemaak vanmôre weer uit die woord vir wat die regte werklikheid is. En hoe maklik Babylon gaan val. Haar ondergang is al klaar opgeskryf in die Bybel. Help ons Here om elke afgod waarvan die Heilige Gees vir ons vanmôre onder hierdie prediking oortuig het, om dit af te lê. Nie môre nie, nou. Om dit af te lê. Om bevry en verlig en verlos uit hierdie kerkgebou uit te stap. Help ons daarmee, ons smeek U Here. Soos daai man van wie ek gelees het wat hom gaan toesluit het in 'n kamer en gesê het, ek kom nie hier uit voordat ek nie bevry is nie. Ek gaan die Here soek soos nog nooit nie. O, dankie vir die blye boodskap wat ons vanmôre kon hoor. Here, dat hierdie vervloekte vrou het net 'n rak leeftyd en dan is dit verby. Here, ons dank U dat die greep van ons Here Jesus Christus, dit is wat vir altyd en altyd en altyd blywend is. Laat hierdie woord wortel skiet in ons, en so ook in die volle week wat voorlê van dienste, vrug dra, genadiglik in ons lewens. Ons bid dit in die mooiste naam wat daar is. Daar's net een naam wat die mooiste naam is. Jesus Christus, die Here en die Koning van die konings. Amen.